God het 'n boodskap vir jou. Jy kon op hierdie oomblik na honderde ander video's gekyk het, maar jy het by hierdie een stil gehou. En ek glo daar's 'n rede daarvoor. God sien waar jy nou is. Hy ken die dinge wat jou gedagtes besig hou, die vrae wat jy nie hardop vra nie, en die gewig wat jy dra terwyl jy vir almal sê, dit gaan goed met my. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek maak 'n pad in die woestyn. God kan 'n pad maak waar jy geen pad sien nie. Net omdat jy nie kan sien wat God besig is om te doen nie, beteken nie dat hy niks doen nie. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. Jy vra dalk vir God om jou omstandighede te verander, maar terwyl jy wag, is hy ook besig om iets binne in jou te verander. 'n Vertraging is nie altyd 'n ontkenning nie. Soms is dit beskerming, soms is dit voorbereiding. Jou werk is nie om die deurbraak te forceer nie. Jou werk is om gehoorsaam te bly, jou vrede te beskerm en God met die toekoms te vertrou. Jy hoef nie te verstaan wat God doen om hom te vertrou nie. Luister mooi, want hierdie is jou boodskap. Soms lyk geloof nie soos nog harder probeer nie. Soms lyk geloof om op te hou forceer wat God nie oopgemaak het nie. Soms lyk geloof soos 'n grens. Dit lyk soos om op te hou teruggaan na dit wat jou aanhou breek. Want nie elke deur wat weer oopgaan, is 'n deur waardeur jy moet terugstap nie. Vergifnis beteken nie dat jy toegang moet gee aan iemand wat jou vrede elke liewe keer vernietig nie. 'n Grens beteken nie dat jy iemand haat nie. Die Bybel sê, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word. Soms is 'n grens hoe jy beskerm wat God in jou probeer genees. Jy hoef nie jou vrede op te offer om ander mense gelukkig en gemaklik te hou nie. En soms lyk geloof soos om uiteindelik vir God te gee, wat jy nog altyd self probeer beheer. Oorgawe beteken nie dat jy moet opgee nie. Dit beteken dat jy ophou om God se werk te probeer doen. Wat jy nie kan beheer nie, hoef jou nie te beheer nie. Wanneer bekommernis jou gedagtes wil oorneem, kies aanbidding. Bekommernis laat jou oor en oor dink aan dit wat verkeerd gaan. Aanbidding herinner jou aan wie steeds in beheer is. Jy kan nie altyd kies wat rondom jou gebeur nie, maar jy kan kies watter stem binne in jou die hardste praat. Jou probleme en jou reëse is nie groter as jou God nie. Die meeste dinge waaroor jy nou bekommerd is, gaan waarskynlik nooit eers gebeur nie. En selfs as dit gebeur, is God nog steeds in staat om dit ten goeie mee te werk. God sê dat hy alle dinge ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Nie sommige dinge nie, alle dinge. En hy kan selfs die seerste deel van jou storie gebruik om iets goeds daaruit voort te bring. Die vyand wou hê hierdie seisoen moes jou vernietig. Maar God kan juis hierdie seisoen gebruik om jou geloof dieper, jou karakter sterker en jou getuienis kragtiger te maak. God mors nooit jou pyn nie. Wat jou moes vernietig, kan later die deel van jou storie word, waarmee jy iemand anders deur hulle donkerste nag help. Die hoofstuk waarin jy vandag huil, kan eendag die hoofstuk wees wat iemand anders hoop gee. As jy nog asemhaal, is God nog nie klaar met jou storie nie. Hierdie vallei is nie jou eindbestemming nie. Hierdie pyn is nie die laaste hoofstuk nie. Hierdie seisoen kry nie die laaste woord oor jou lewe nie. Haal nou diep asem. Laat jou skouers sak. Jy hoef nie die hele pad te sien voordat jy die volgende een treukie gee nie. God gee nie altyd lig vir die hele reis nie. Soms gee hy net genoeg lig vir die volgende gehoorsame stap. Hierdie is nie die einde van jou storie nie. As jy dit glo, comment amen hieronder en deel dit, want iemand anders het nodig om dit vandag te hoor.